တွေ့ရင်တွေ့တွေ့
Sekerlik skryf gerus. Goeiemôre julle. Baie welkom. Namens myself, ek is Joepie Store, die predikant van Sasolburg-Fontein gemeente en die lidmaat in die kerkraad van die gemeente. Wil ons dan vir julle in besonder baie sterkte en seën toebid. Ons weet dit is 'n hartseer dag. En mag julle dan in hierdie dag ook die vertroosting en die ondersteuning van die Here beleef. En ek wil dan besonder welkom sê vir die mense wat van ver gekom het. Die familie waardeer dit geweldig baie dat julle vandag saam met ons hier is. Het almal van julle so 'n blaadjie gekry? Ek wil dan ook besonder ook baie welkom sê vir die mense aanlyn wat aanlyn kyk. Ons is baie dankbaar dat julle saam met ons inskakel. Ek wil dan vra dat ons so 'n oomblik stil word en dan gaan ek vir ons voor in gebed. Here, baie dankie dat ons vandag op hierdie Saterdagoggend so by mekaar kan kom. Here, ons weet, ons lewens het 'n klomp hoogtepunte en laagtepunte. Maar tog, Here, weet ons dat U elke tree van die pad by ons is. Wanneer die son helder op ons skyn, of wanneer ons deur 'n vallei van doodskade weer gaan, soos Psalm 23 getuig. Altyd, Here, is ons veilig in U hand. En Here, as ons vandag hier by mekaar is om die lewe van Frans Antonie Du Plessis te herdenk, Here, dan sê ons baie dankie dat ons met vreugde en blydskap en bovenal liefde in ons harte by mekaar kan wees. Vir 'n wonderlike man wat diep spore in ons lewens getrap het, Here, wat ons lewens aangeraak het en op 'n kosbare manier ook verryk het. En Here, ons hou vas aan die belofte wat ons het nou in die weke na Paasfees, dat U die dood en die sonde oorwin het en dat U opgestaan het uit die graf en die graf leeg was en daar lewe was. Ons as Christene het die belofte en die versekering, Here, as ons saam met U stap, dat ons ook sal deel in die ewige lewe. En daarvoor wil ons vir U baie, baie dankie sê, o Heer. Amen. Ek wil dan graag vanoggend begin met so 'n oorsig oor die lewe van oom Frans Antonie Du Plessis. Julle sal sien, hier's 'n pragtige foto van hom ook op die begrafnisbrief en julle die foto's op die skerm ook gesien. En natuurlik op sy voorblad is daar ook 'n foto van 'n stoomtrein. Hy was natuurlik voor hy 'n treindrywer geword het, 'n stoker op die stoomtreine gewees, destyds toe die stoomtreine nog geloop het in Suid-Afrika. Ek wil dan so 'n oorsig oor sy lewe gee soos ek het gekry het van Tannie Vera en Adel, sy dogter. Hy is in Somerset Oos gebore in die Oos-Kaap en hy was die 4de van 5 kinders en hy is die laaste een van die 5 om te sterf. Sy jonger sussie is laas jaar oorlede. Hy en Tannie Vera het mekaar ontmoet in Vryheid, waar sy ook gewerk het, en hulle is in Durban getroud, sy hele lewe maar in KwaZulu-Natal spandeer in 1973. En uit die huwelik is Adel gebore, en Adel is getroud met Heinrich, en Lise en Erika, die 2 kleinkinders, is al 2 vandag saam met ons hierso. Lise swat tans Potch, en Erika is nog op skool. Dan het ek vir hulle gesê, hy het sy lewe begin as 'n stoker op die spoorweë, die stoomtrein. Jy kan self dink wat se harde werk dit moes wees, om daai steenkool so teen 'n konstante spoed en ritme in die boiler te gooi. En later het hy 'n treindrywer geword, en hy het sy hele lewe lank vir die spoorweë gewerk, en van sy groot feesviering, na hy afgetree het, was hom nog steeds saam met die treindrywers te kuier. Adel vertel hulle het gereeld partytjies gehou en saam gekuier, saam met die treindrywers. Van sy stokperdjies was see visvang gewees. Julle kan nou self dink, as iemand sy hele lewe in KwaZulu-Natal bly,
dan is visvang maar 'n deel van 'n ou se lewe. En julle het op die foto's ook gesien, rugby was 'n geweldige groot deel van hulle lewe. Nie net rugby nie, maar by name ook spesifiek dan die Sharks. En hulle was vir baie jare lank seisoenkaartjiehouers in Durban gewees. En Adele sê vir my, hulle het menige naweke daar langs die rugbyveld spandeer en natuurlik saam met vriende daar gekuier en gebraai. Veel meer as net rugby gekyk. Dit was deel van hulle gesin se lewe gewees om rugby te kyk. En dan het Sarah 'n vers wat haar pa gereeld uit die Bybel uit aangehaal het. En dit kom uit die Psalm wat ons vandag gaan lees ook. Adele sê vir my, haar pa oom Frans het gereeld gesê, die Here sal sorg. En dis 'n aanhaling uit Psalm 37 uit. En ek gaan vandag vir julle ook Psalm 37 lees. En die hele gedagte van wat Adele nogal diep geraak het, is toe haar pa siek was en sy rug op die bed gelê het, nie meer reg kon opstaan nie, het hy altyd gesê, hy kyk na bo. En na bo het hy nie net bedoel die plafon nie, maar hy kyk na die Here. En dit was vir haar 'n pragtige getuienis wat haar pa gegee het. En die hele gedagte dat hy rustig was oor alles van sy lewe. En julle weet, sy gesondheid was maar vir baie jare moeilik gewees. Hy het dialyse gekry, en hy was so in en uit die hospitaal uit van laas jaar af. En in hierdie tyd het hulle nog Valdriehoek toe getrek ook. Hulle is nou so 7 maande hier in die Valdriehoek. So ek wil vir Tannie Vera ook sê baie sterkte. En ons is bly dat hulle nou 'n nuwe tuiste hier in die Valdriehoek kon vind. En hy is vandag presies 2 weke gelede oorlede hier in die hospitaal en vereniging. So dit is so in 'n neutedop die verhaal en die loop van sy lewe. En bo alles sien 'n mens dan die hand van die Here wat hom vasgehou het en hy wat die Here raak gesien het en saam met die Here kon stap. En vandag se tema gaan dan ook wees die Here sorg uit Psalm 37 uit. En ek wil vir julle vra dat ons hierdie blaadjies sal vat. Dis 2 liedere, die familie het albei hierdie liedere gekies. En ons eerste lied saam sing, en as jy kan staan, as jy welkom om te staan. Anita gaan vir ons voorgaan met begeleiding, dan sing ons U goedheid Heer, kan ons nie pyl nie. Dit is dan 'n wonderlike lied wat mens kan sing as mens getuig, U goedheid Heer kan ons nie pyl nie. Wie word daardeur nie diep getref? En as mens kan sing dit op 'n dag van hartseer, dat die goedheid van die Here by ons is in alle omstandighede, selfs in tye van groot hartseer, dan is daar geweldige dankbaarheid in ons harte. Soos ek vir julle gesê het, ons gaan vandag saam lees uit Psalm 37 uit. En Psalm 37 handel oor 'n keuse wat gemaak moet word.
Die beeld wat mense in Psalm 37 kry, is die van 'n pad wat gestap word. En die pad is die lewenspad. En op hierdie lewenspad is daar baie keuses wat gemaak moet word. Maar die twee groot keuses waarvan Psalm 37 praat, is jy kies vir die Here of jy kies teen die Here. En as jy daai keuse gemaak het, dan is alles wat daarna volg, val maar in binne die groter besluit wat reeds gemaak is. Dan word al die ander besluite word maar net klein besluite. En ons weet dat oom Frans het vir die Here gekies. Dit is die belangrikste keuse van 'n mens se lewe, dis die belangrikste keuse wat hy ook gemaak het. En daarna val alles maar net in plek. Verstaan jy, dan al die ander besluite, kan ek dit maar sê, is dan klein besluite. Want jy weet waar jy in jou pad is en jou oog is op die Here. En jy het dan gekies vir God se genade en vir God se liefde. En daarom kry ons die hele tyd in Psalm 37 die gedagte van twee keuses. Reg, verkeerd, lig, duister, hartseer, blydskap. Ek wil dan graag vandag vir julle 'n gedeelte lees uit hierdie wonderlike Psalm uit. Wat begin in vers 3 met vertrou liewer op die Here en hoor hierdie keuse en doen wat goed is. Woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe oor aan die Here en vertrou op hom. Hy sal sorg. Hy sal jou onskuld laat deurbreek soos die son en jou reg soos die helder lig van die middag. Daarom moet jy in stilte op die Here vertrou en jou nie ontstel oor die voorspoedige lewe van 'n skelm nie. En dan wil ek net weer hierdie gedeelte lees wat ons hier in vers 4 kry. Vertrou op die Here, hy sal sorg. Die woorde wat oom Frans ook deel gemaak het van sy lewe en Adel getuig, dit was soos 'n refrein in sy lewe. Die Here sal sorg, hy sal sorg. En mag dit vanoggend ook ons refrein wees as ons hier by mekaar is, om vir mekaar te sê, die Here sal sorg. En hierdie Psalm begin met 'n opdrag. En hy sê, as jy nou kyk na die lewe en die bekommernis en jy kyk nou na die pad vorentoe sonder oupa, jy kyk na die pad en jy besef dat oupa Frans, tannie se man, nie weer saam aan die etenstafel gaan sit nie, dan is daar 'n stuk bekommernis, 'n natuurlike stuk hartseer wat in 'n mens se harte inkom en in jou gemoed. En dan sê Psalm 37 vir ons baie rustig, vertrou selfs in moeilike omstandighede op die Here. Moenie toelaat dat jou moeilike omstandighede jou vertroue in die Here steel nie. Dan gaan hy verder. Dan sê hy, doen wat goed is in die oë van die Here. En dit weet ons, dit is die getuienis, dit is die lewe van oom Frans se lewe. En dan sê hy vir ons ook hierdie ding, en ek wil dit vandag met julle deel, dink baie van julle ken hierdie woorde, mense sien dit so gereeld, woon en werk rustig voort. Moenie toelaat dat die lewensstorms jou van koers afgooi nie. Moenie toelaat dat die lewensstorms jou 'n ander besluit laat maak nie. Want die storms is daar, die duisternis is daar, die onsekerheid is daar. Maar daar's 'n stuk kalmte, 'n stuk vreugde sê hierdie gedeelte en 'n stuk vertroue as ons in die teenwoordigheid van die Here is. En is dit nie wonderlik om te hoor dat in 'n onstuimige wêreld van groot onsekerheid dat Psalm 37 vir ons sê, woon en werk rustig voort nie. Ek wil vir julle sê, oupa Frans is vandag by die Here, en daaroor kan ons baie rustig wees. Natuurlik gaan ons hom mis, en natuurlik gaan die trane oor ons wange loop, want ons mis hom. Maar ten minste weet ons dat hy is by die Here, en ons is by die Here, sy Gees is by ons, om ons te vertroos en vir ons krag te gee. En mag julle dit vandag ook beleef. En ek wil vir tannie Vera, vir Adel, vir die twee kleindogters en vir die res van die familie sê, mag julle dit ook regtig beleef. En vir jou ook, Heinrich, wat die pa in hierdie gesin is, dat dit regtig net woorde sal wees wat julle bemoedig, om te sê, ons woon en werk rustig voort. En dan op 'n dag soos vandag, wil mens baie maklik praat oor hartseer en verdriet, maar dan praat vers 4 oor vreugde. Maar dis nie die aardse tipe vreugde wat gevind moet word nie. Dis 'n vreugde wat gevind moet word in die Here. Want ons vind ons vreugde in die Here in alle omstandighede. Selfs as ons trane op ons wange het.
Selfs as ons onseker is oor die toekoms, selfs as ons bedreig word deur die gevare wat groot is en die onsekerhede wat groot is, want ons vertroue is in die Here. En hy gee vir ons ook daai belofte van vreugde. Julle ken die wonderlike loflied van Filippense ook wat sê verbly jou in die Here. En mag dit regtig so wees dat ons vreugde nie in ons omstandighede lê nie, maar dat ons vreugde lê in die drie-enige God, wat vir ons sy seun gestuur het om vir ons die dood te kan oorwin. En dat ons in hierdie tyd so na Paasfees juist kan praat oor hierdie kosbare geskenk. Die kosbare geskenk wat ons as Christene die ewige lewe noem. Want die dood het gewen. En toe kom Jesus Christus en hy kom oorwin die dood. En hy kom ruk die doodse angel uit soos Paulus gesê het. En hy sê vir ons, maar as julle in my glo, dan kry julle ook hierdie krag, op hierdie opstandingskrag. En die beloning is die ewige lewe. En dit wil ek hê moet julle van oupa Frans Haak sien, dat hy hierdie geskenk by die Here gekry het. En dis die lewe saam met die Here. Dit is die ewige lewe. En dan hierdie wonderlike vers, wat oupa se woorde was, wat oupa se lewensmotto was, wat vanoggend ons tema ook sal wees. Die Here sal sorg. As mens in 'n krisis is, dan weet ou baie keer nie wat om te doen. Jy voel oorweldig en dis doodnatuurlik. Die keuses voel skielik so baie. En jou wysheid voel baie keer min en jou krag is leeg. En dan herinner ek julle aan hierdie woorde van oom Frans wat gesê het uit Psalm 37 uit, die Here sal sorg. En natuurlik is dit 'n belofte, né? Ek sal vir jou iets gee, die Here sal dit vir jou gee. En mag julle hierdie belofte hoor. Dit is nie 'n belofte wat deur mense gemaak word nie. Dis 'n goddelike belofte, dis 'n belofte wat uit die hemel uitkom en ons hier tref op aarde. En vir ons sê as jy hier is, die Here sal vir jou sorg. Jy hoef nie daaroor te twyfel nie. En dan kan ons op 'n wonderlike manier saam met die Here stap. Nie omdat ons al die antwoorde ken nie, nie omdat ons noodwendig weet wat om besluit om te neem op die pad nie, maar omdat ons die Here ken. En mag julle dit ook ervaar, as julle vandag moeg is, dalk uitgeput is, dat ons mekaar kan sê, die Here sal sorg. Ons as gelowiges, ons as familie wat hier agterbly, ons moet net op hom vertrou. En dan wil ek iets baie belangrik sê, en ons nou hier saam as vriende en familie, dat ons sal besef dat die ons verskriklik belangrik is in die Here se oë. Hy bind ons saam as sy kinders, as sy familie, as sy huishouding. Ons kan baie metafore gebruik om dit te beskryf. Maar die Here gee vir ons ook sy gees om ons mekaar vas te bind, maar dat ons ook mooi na mekaar sal kyk. Want ons weet dit mos nou die seerste seer gebeur maar wanneer mense mekaar seermaak. Die grootste verlange is baie keer na geliefdes wat jy nie meer sien nie. Maar dat ons regtig vir mekaar sal omgee nie. Op 'n wonderlike manier soos 'n legkaart by mekaar inval, dat ons ook sal beleef. Die Here het ons mekaar gegee en deur sy genade en sy gees bind hy ons ook aan mekaar vas en gee vir ons iets wonderliks. En dan ons wat in die Vrystaat bly, ons verstaan hierdie beeld wat ons hier kry in vers 6 en 7 baie mooi, want hy sê hy laat jou onskuld deurbreek soos die son. As ons dink aan hierdie mistige wintersoggende en jy kan net 30 of 40 meter voor jou sien en skielik kom die son op. En dan verdwyn die mis voor die son, soos ons dit in Afrikaans ook sê. Maar dan breek iets wonderliks deur, sê die Here, ons onskuld. Hoekom is ons onskuldig? Want ons skuld is saam met Christus Jesus op die kruishout vasgespijker. Hy het ons skoon gemaak en vrygemaak. En daarom kan ons as Christene weet, ons staan nie voor God met ons oortredings nie, maar ons staan voor God omdat hy vir ons lief is. En dit is die hoop wat hy vir ons gee. En mag julle dit in julle lewe ervaar, en mag ons dit onthou van oupa Frans se lewe ook, dat die Here lief is vir elkeen van ons, en dat hy vir ons 'n nuwe geleentheid gee. In 2 Korintiërs 4 skryf Paulus daar aan die einde van sy lewe. Kyk hy na sy liggaam soos 'n ou man, dan sê hy, die liggaam wat ons het is soos 'n pot wat maklik breek. Die 33 vertaling het nog gesê, dis 'n aardepot. Nou die van julle wat daai kleipotte ken, sal weet as hy val, is hy flenters. Nou dis hoe Paulus sy liggaam beskryf as hy ou man is. Hy sê, my oë werk nie meer so goed nie, my niere is nie meer so goed nie, my vuiste, my hande is nie meer so sterk soos hulle altyd was nie. Maar hy sê, binne in hierdie gebreeke aardepot, het ek 'n skat wat ek saam met my dra.
En hierdie skat word nie swakker nie, dan skryf Paulus dit op 'n interessante manier. Hy sê hierdie skat word eintlik helderder en hy word sterker. Want daai skat wat hy saam met hom dra, is die krag van die Here, die liefde vir God, die liefde vir medegelowiges. Uiterlik is hy besig om te vergaan, innerlik is hy dag na dag besig om wat te word. Paulus sê vir ons, innerlik is hy besig om vernuwe te word. Elke dag 'n nuwe dag, elke dag sterker. En soos ons oom Frans die afgelope 7 maande fisies sien agteruit gaan het, moet ons ook weet dat daar 'n stuk geestelike groei was vir hom, wat vir ons ook 'n voorbeeld was. En daarom wil ek julle vandag troos met die woorde en sê, oom Frans is vandag by die Here, en ek en jy leef in die teenwoordigheid van die Here. En mag ons ook soos hy die groot besluit maak, en saam met die Here wandel, en saam met die Here stap. Want ons weet, die beloning wat ons kry, is die ewige lewe. En ek wil net julle weer herinner aan die woorde van Psalm 37, wat sê, die Here sal sorg. Hy sal sorg. Kom ons bid saam. Here, baie keer as ons na ons lewens kyk, dan word ons oorweldig. En ons voel so skape sonder 'n herder. Dan hoor ons hierdie woorde van Psalm 37, wat 'n belofte is. Die Here sal sorg. En dan weet ons, Here, dat U ons herder is. Here, U is die een wat by ons is en vir ons omgee. En mag dit regtig so ook wees, dat ons in die wonderlike lewe van ons Frans net weer herinner sal word, dat U by ons is, dat U vir ons omgee, en dat U ook ons onskuld sal laat deurbreek. En dankie Here dat ons weet, dat U altyd by ons is. Deur die Gees versterk U ons en gee U vir ons hoop. En dankie daarvoor. Ons wil U prys en ons wil U ondersteun aan alles wat ons doen. Dankie daarvoor, Here. Amen. Ek wil dan graag vra, gaan iemand nou iets sê? Eddie, daar agter Eddie baie. Goeiemôre julle almal. My naam is Eddie de Beer en ek het die voorreg om Heinrich se vernoot te wees nou al vir 27 jaar wat ek en hy saam werk. En wat 'n voorreg, en ek het gedink, Adel, voor ek voorhou wat jy gelees het, wil ek daarom net een of twee goedjies sê. Ek en Heinrich het iets besonders in gemeen. Ons albei is getroud met treindrywer se dogters. So, en wat 'n voorreg, en ek ken die kleurrykheid wat Joepie so mooi beskryf het ook van treindrywers en al hulle saamkuiers, en ek wil amper sê kaskanades. Dit is regtig kleurryke mense van wel eer. En dan die ander ding wat ek ook net wil noem is, toe ek vir oom Frans in die hospitaal gaan kuier het, en ek sê, oom, jy is seker trots op jou slim kleinseun. Toe sê hy vir my, Eddie, jy verstaan nie, hy's nie jou slim skoonseun. Hy sê, Eddie, jy verstaan nie, hy's nie my skoonseun nie, hy's my seun. En hy was vir Heinrich baie lief soos sy eie seun, en dit sê baie van hulle verhouding, Heinrich ook van jou karakter, en dan weet ek ook hoe jy en Adel julle kinders groot gemaak het. So, ek lees graag wat Adel vir ons voorhou. Dankbaar. Baie dankie vir almal wat ver oggend se diens bywoon. Het sy in persoon of aanlyn. My pa het diep spore getrap in sy vriendekring in Durban. Baie van daardie vriende het hom vooruit gegaan, en ek glo daar word lekker gekuier in die hemel, saam met oom Piet Goosen, oom Nick van der Walt, oom Johan Matthee, oom Karel en al die ander. Ek wil vanoggend dankie sê aan die res van die Durban vriende wat vanoggend of later hierdie diens aanlyn bywoon. Ek weet julle sou graag hier wou wees. Dankie vir julle omgee.
ondersteuning en gebede die afgelope maande. Dit word opreg waardeer. Meer as dit, dankie vir wat julle vir my pa beteken het oor die jare. Hy het altyd vertel van die lekker kuiers saam met die drywers van Durban. Dankie aan oom Yuri en oom Kobus, sy twee swaars, vir julle ondersteuning en gebede die afgelope tyd met sy siekte. Dit het vir hom baie beteken om julle stemme te hoor en te weet, julle dink aan hom en julle bid vir hom. 'n Baie groot dankie ook aan Millie en Heksie, wat gereeld by hom kom kuier het hier in vereniging in die hospitaal. Julle was steunpilare in hierdie tyd. En dan Morney en Leonie. Ek weet nie wat ons daardie laaste 2 weke in Oktober sonder julle sou gedoen het nie. Net vir die wat nie bewus is nie. Heinrich se ouers is albei skielik oorlede in Oktober. En ons was daardie 2 weke in Oktober in Pietermaritzburg besig met om al die reëlings daar te tref. Dit was in daardie selfde tyd toe my pa ontslaan is uit die hospitaal in Durban. Morney het my pa rondgery, dialysis toe, wondkliniek toe ek nie daar kon wees nie. En Leonie het gehelp met die e-mails en ondersteuning, sodat hulle mediese fonds betyds kon verander. En Monre het so baie gehelp die oggend met my ouers se trek, toe Heinrich nie daar kon wees nie. Dit was 'n rowwe tyd. Vir ons, en ek wil net baie dankie sê vir julle twee, ook julle omgee en liefde die afgelope maande met sy siekte. Esther en Pieter, dankie dat julle so mooi na Erika gekyk het, in daardie 2 weke toe ons weg was. Ook julle ondersteuning die afgelope ruk. Julle is so dierbaar vir ons. Dankie aan al ons vriende en familie, ons selffamilie, Susan en Rob en kinders, Louisa, Gerard. Dankie vir julle almal se gebede, ondersteuning en omgee. 'n Terugblik oor die afgelope 7 maande. Die lewe is vol veranderinge. Ons gaan almal deur verskillende fases in ons lewens. Gewoonlik sien 'n mens hierdie veranderinge kom. Dis dikwels moeilik, maar daar is gewoonlik tyd om jouself voor te berei. Hierdie fase van afskeid neem van beide Heinrich se ouers en my pa het my egter soos 'n vuishou in die maag getref. Die afgelope 7 maande was baie rof. Ons het swaar gekry. Daar was oneindig baie reëlings. 2 huise se inpak en oppak. Kilometers hospitaal toe, dag in, dag uit. Ure langs my pa se hospitaalbed en baie wakker lê ure in die middel van die nag. Maar met die genade van die Here is ons daardeur. Vir die eerste keer verstaan ek hoekom ons mense troos met die woorde: sterkte vir julle, ons bid vir julle. Want vir die eerste keer in my lewe kon ek daardie ondersteuning tasbaar voel. Ek kon voel hoe ons sterk gestaan het vanaf daardie 2 weke in Oktober, waar alles begin verander het. Ek en Heinrich het gepraat oor hoe ons maar net aangaan, al die admin doen en ons is heeltemal okay. Dis vreemd. 'n Mens sou dink jy val uit mekaar, tog doen jy nie. Jy bly regop. Jy doen die volgende ding op jou lysie. Vat alles een dag op 'n slag.
Dis moontlik, want die gebede van vriende en familie dra jou en maak jou sterk. Die Here gee jou krag, genoeg vir elke dag. Daar is geen manier wat ons dit sou kon doen daarsonder nie. Ek het ook geleer dat engele nie noodwendig vlerke het nie en in die hemel woon nie. Hulle loop hier op aarde tussen ons rond in die vorm van mense. Mense wat jou help met al die groot en klein dinge wat gedoen moet word. Vreemdelinge wat klippe uit jou pad rol om jou admin net 'n bietjie makliker te maak. Dankie aan die Here vir daardie engele, want ek weet hy het hulle daar gesit om ons te help in hierdie moeilike tyd. En dan laastens, het ek nog 'n dieper waardering en liefde vir my man, Jaime. Ek sou lankal die plot verloor het, as dit nie vir jou was nie. Op jou stil, rustige, koelkop manier, het jy ons deur hierdie tyd gelei. Jy is my rots, en ek is oneindig lief vir jou. Die Here beloof nêrens dat ons nooit gaan swaar kry nie. Maar hy beloof ons dat hy die pad saam met ons sal stap. Ek kan hiervan getuig, mag elkeen van julle dit ook in julle eie lewens ervaar. En dan die woord pa. Pa, sjoe, dis 'n klein woordjie vir 'n groot man in my lewe. Hoe bevoorreg was ek nie om hom as my pappa te ken vir 50 jaar. Ek hoef nie vandag bladsye te skryf oor hom nie. Die wat hom geken het, weet wie hy was en wat hy vir ons beteken het. So ek sluit af met 'n paar punte. Eerstens dinge wat ek nie van my pa geleer het nie. Geduld. Nie ek of hy het baie daarvan nie. Vra vir hulp? Ons is albei baie sleg daarmee. Ons sukkel maar eerder self. Netjies wees? Ja, ons kaste was en is maar altyd deurmekaar. En dit sal nooit verander nie. Daarvoor is ons duplisies net te haastig. Dinge wat ek van my pa sal onthou en geleer het. Sy omgee vir ander mense. Ek ken min mense met so baie vriende soos my pa. 'n Liefde vir sport. 'n Liefde vir diere en die natuur. Hoe om jou kinders lief te hê en te ondersteun. Ek hoop ek is die helfte van die ouer wat hy was, want dan is my kinders geseënd. Liefde vir sy 2 kleindogters, Lise en Erika. Ek dink nie julle weet hoe verskriklik lief en trots oupa vir julle was nie. Julle was sy alles. Oupa was tevrede met min. Aardse goed het hom min gepla. Hy het vertrou op die Here met die woorde wat Joepie gesê het. Hy sal sorg. Hiervan het hy ons baie vertel die afgelope paar maande. Sy humorsin, altyd tyd vir 'n grappie. Laastens 'n paar van sy sê goed. Julle sal van dit herken. Sjoe, die plek is so besig, dit lyk soos nagmaal op Globane. Kyk daai ronde nikkerbol tone. O, kollie hond, as daar moeilikheid is.
vir 'n deurmekaar plek op winkel. Hier kry jy alles, enigiets van 'n dooie polismanne tot tweedehandse doodskiste. En as jy iets vreemd kwytraak, jy droom van skons en pink olifante. Adele sê, ek loof en prys die Here, dat hy ons geseën het met hierdie wonderlike man, Frans Du Plessis, my pappa. Eddie, ek praat namens ons almal as ons vir jou baie dankie sê en baie geluk sê vir die treffende manier wat jy dit voorgehou het. En Adele, baie dankie ook vir jou woorde. Ek dink dit het almal van ons harte baie diep aangeraak. En dit is 'n belewenis om saam te kan stap, saam te kan lag en saam te kan huil. Ek wil dan vra dat ons 'n laaste lied sal sing. Helder skyn u lig vir die nasies. As ons dit sing, dan dink ons aan die Here se lig wat skyn. En dan wil ek vra dat dan sal ek die seën uitspreek, en dan wil ek vra dat julle net weer gaan sit, en dan sal ek net die laaste reëlings gee oor die verversings en die badkamers, asseblief. So kom ons staan as jy kan, verhelder skyn die lig vir die nasies. Ons kan strofe 1 en 2 van hierdie lied saam sing. Die lied getuig van sagte salf wat heling bring, en uiteindelik weet ons dat die ware geneesheer Jesus Christus self is, wat deur die Heilige Gees by ons is. Ontvang dan nou die seën van die drie-enige God. Mag hy almal van ons vertroos en versterk. Mag daar vir elkeen van ons genade en vrede wees. Mag ons vashou aan die oorwinning van die Here Jesus Christus. En mag die Heilige Gees elkeen van ons se lewens vul en ons lei en stuur tot verheerliking van sy naam. Amen. Ek wil julle graag nooi dat na die diens, net as jy by die deur uitstap hier op die regterkant, dan is die kerksaal daar is verversings, ons sê baie dankie vir die dames wat reg gekry het, en dan net langs die kerksaal is die badkamers, die mans, die dames en die rolstoelbadkamer. Hier agter by die ingangsportaal is daar ook dan 'n damesbadkamer vir die van julle wat dit nodig het. En dan wil ek vir julle wat ver ry vanmiddag sê julle moet veilig ry. En baie dankie vir almal wat betrokke by die reëlings was. En Anita gaan vir ons genade onbeskryflik groot sing. En terwyl sy dit speel, nie sing nie, speel, terwyl sy dit speel, wil ek vra dat ons die familie geleentheid gee om eers uit te stap. En dan kan die res van ons volg. So baie dankie julle.